Goeiedag. In pas met God in Jesus se voetspore. So lei professor Van der Walt sy behandeling van 1 en 2 Petrus en Judas se briewe in. Wat sê jy vir iemand wat met groot opgewondenheid 'n Christen geword het en dan skielik agterkom dat dit nie altyd so maklik is om 'n Christen te bly nie? Net omdat hy 'n Christen is, word hy skeef aangekyk, beledig, onregverdig behandel of eenkant toegeskuif. Dit is wat met Petrus se gemeente gebeur het en hulle het begin wonder. Hulle het gewonder of hulle nog Christene moes bly en as hulle Christene bly, hoe hulle hierdie probleme moes hanteer. Petrus praat hulle moed in. As dit swaar gaan met hulle, moet hulle altyd onthou wie hulle is. Gelowiges is mense wat God net vir hom gekies het. Hulle is syne en dit maak hulle baie spesiaal. Hulle moet soos Jesus wees. Mense het hom ook maar sleg behandel, maar hy het nooit aan homself of aan God getwyfel nie. Nee, op God kan jy maar vertrou, kom wat wil. Die lewe in die wêreld is vir gelowiges soos 'n reis deur 'n vreemde land, sê Petrus. Daarom praat hy van hulle as vreemdelinge in die wêreld. Wat op die reis deur die vreemde land gebeur, moet hulle nie veel pla of ontstel nie, want hulle reis nie deur hulle eie land nie. Hulle land, waar hulle vir ewig by hulle hemelse Vader sal wees, wag vir hulle aan die einde van die reis, en hulle moet daarop fokus. Dit is goed en wel om jou oog te hou op die wonderlike dinge wat in die toekoms vir jou wag, maar intussen moet jy as vreemdeling die reis deur hierdie wêreld oorleef. Wat moet jy as reisiger doen? Wel, sê Petrus, terwyl jy deur die wêreld reis, kan jy ander mense net sowel Jesus in jou lewe laat raak sien. Laat hulle deur jou manier van doen, sy liefde, sy geduld, sy goeie nuus leer ken. Laat die voetspore van Jesus in elke persoon se lewe agter, by wie jy as gelowige verbyreis. Net so moet gelowiges ook Jesus vir mekaar wees. Vergewe, doen goed, help, ondersteun. Daar was ook mense in beide Petrus en Judas se gemeentes wat die gelowiges se koppe met allerlei vreemde idees wou deurmekaar maak. Petrus en Judas se raad was kort en kragtig. Los sulke mense uit en moet jy veral nie aan hulle steur nie. Die gelowiges het nie net swaar gekry nie, maar ook gedroom oor wanneer die Here weer gaan kom om hulle na hulle hemelse bestemming toe te vat. So tussendeur het hulle nogal gewonder waarom die Here so lank vat om weer te kom. Ongelowiges het hulle selfs begin spot en gesê, dit gaan nie meer gebeur nie. Maar Petrus het 'n antwoord gehad. God werk nie volgens mense se horlosies nie. Vir hom is een dag soos 1000 jaar. Wanneer die tyd reg is, sal hy kom. In plaas daarvan dat ons God se horlosie vir hom probeer stel, moet ons liewer geduldig op hom wag. Hy sal weer kom om elkeen van sy kinders te kom haal. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons om getrou te bly op die pad wat U vir ons geleer het. Selfs al is dit soms vir ons swaar wanneer ons deur mense wat nie in U glo nie, uitgestoot en vertrap en vervolg word. Omdat ons weet dat dit die pad is wat ons na die beste eindbestemming lei. In Jesus se naam. Amen.